Ek is Kitty Lamprecht en ek is jou fisioterapeut. Jy het 'n spinalkoord tumor wat hulle gaan verwyder. Nou, enige tumor word gewoonlik verdeel in twee tipes. Mens kry wat ons noem 'n benigne of nie kwaadaardige ene. En dit beteken maar net dat hy versprei nie, hy bly op een plek. Maar selfs al versprei hy nie, baie keer doen hy skade van net omdat van waar hy sit, wat in jou geval die geval is. En dan kry mens kwaadaardige tumore wat versprei en jy weet, en daardeur eintlik baie skade kan doen. Maar kom ons praat net bietjie oor die spinalkoord. Nou, die spinalkoord, ek dink altyd aan die spinalkoord as Kaapstad jou brein is, dan is die spinalkoord die N1. So, almal wat na of van die Kaap wil kom, sinema na Bellville toe of Brackenfell toe, moet op die N1 ry. Nou, dit is so, en hoe nader ons aan Kaapstad kom, hoe dikker is of hoe groter is die N1, want almal kom al by mekaar om by Kaapstad uit te kom. So, in jou nek is die koord op sy dikste. En dis is spasie eintlik verskriklik belangrik, maar jy moet ook onthou dat in jou nek kom die bane wat na jou bene toe gaan of na jou arms toe gaan. So, dit is almal wat wil Bellville toe, Durban wil toe en Brackenfell toe gaan, moet daar by Paardeneiland verbykom. So, en dit is hoekom dit so belangrik is en hoekom jy dus al effek daarvan sien in jou bene. So, as ons dink aan die operasie, wel, hulle gaan van agter af opereer, en as jy nou hier in jou nek voel jy so bene gepunt. Ons noem dit die spinese proses. En langs die spinese proses aan beide kante kry ons klein fasetgewriggies. Nou, tussen daai twee is daar 'n stukkie been wat ons noem 'n lamina. Nou, wat hulle gaan doen is hulle gaan beide laminas losmaak. Nou, moenie baie bekommerd wees daaroor nie, want ek gaan, as ek jou program doen, dan bring ek vir jou 'n klomp prentjies, dan gaan ek dit weer verduidelik. Maar hulle maak dit los, net sodat hulle daai spinese proses kan wegflap. En so in die spinaalkanaal kan inkom. En dan gaan dokters Lamprecht vir jou die tumor verwyder. Wat vir my eintlik belangriker is wat gebeur na die tyd. Dit is belangrik. So, wanneer jy wakker word jy wakker in ICU. En nou kyk, in ICU, jy weet, daai metafoor van jy is vol draadwerk. Nou, die ICU gee nuwe betekenis aan daai woord en daai metafoor, want jy gaan vol draadwerk wees. En net in die sekere opsig, jy gaan 'n kateter in hê. Hulle monitor jou hart, hulle monitor jou suurstof uit jou wond uit. Kom daar 'n dreineringsbuis om enige ekstra vloeistof uit die wond uit te verwyder. Dan het jy 'n klomp drips in, wat vir jou pynmedikasie gee en antibiotika en al daai goedjies. So dit is belangrik om te onthou jy het 'n kateter in. Dit beteken jy hoef nie bekommerd te wees om toilet toe te gaan nie. Dit is uitgesorteer. Die tweede belangrike ding vir my is dat jy het kuitpompe aan. Nou dit beteken maar net daar's iets rondom jou kuite en die ding pomp. Dit voel asof iemand jou kuit druk en dan ontspan dit weer. En baie pasiënte dink dis baie lekker, dis soos 'n massering. Maar dit moet werk. Dit is verskriklik belangrik om klonte te verhoed. So, dis belangrik dat as jy voel dit werk nie, moet jy vir jou ma sê of jou maale moet kyk, of jou familie moet kyk, en hulle moet dit onder die susters se aandag bring. Die goed moet werk. Die volgende belangrike ding is, en ek gaan hierna vir jou 'n video stuur wat wys hoe kan jy beweeg in die bed. So jy hoef nie soos 'n mammie te lê nie, niks gaan gebeur nie.
So, jy kan jou bene beweeg. Baie pasiënte sê as hulle so op hulle rug lê, hulle rug raak seer. So, jy beweeg jou bene, dit kan ons optrek, jy kan jou voete beweeg, en dit is baie goed vir jou sirkulasie. Die volgende baie belangrike ding is, dat jy lê op jou rug, want ons wil kompressie op die wond hê, maar ons wil dit net vir 'n klein tydjie hê. Nou, ons weet dat as ons onsself seer gemaak het in sport of so iets, dan sit ons heel eerste kompressie op die plek. En dit help dat dit nie so swel en nie so kneus nie. Dis dieselfde met jou wond agter. Behalwe, jy kan nie die hele nag op daai wond lê nie, want dit gaan sy herstel benadeel. So, wanneer jy uit die teater uitkom, is dit 'n goeie idee as jou familie net die tyd bietjie dophou, en dan wil ons so maksimum 4 ure op die rug lê. Dan moet hulle jou draai, en dit is my verskriklik belangrik. Jy gaan nie self kan draai nie, en dit gaan seer wees, dit moet ek jou waarsku. Maar die susters moet jou help draai. En jy moet aandring dat hulle jou draai. Dit sal ook vir jou dan makliker wees. Dit maak die lyfseer die volgende dag baie minder, maar dit is regtig baie belangrik vir die wond. As ons enigsins, as jy kan eet of drink, dan kan hulle die bed vir jou, die boonste kant van die bed regop maak, dat jy bietjie regop sit. Jy gaan nie heeltemal kan regop sit nie, maar jy kan regop kom, en om dan iets te eet of te drink. Dinsdagoggend vroeg, dan sien ek vir jou, en dan gaan ek vir jou verduidelik wat ons volgende gaan doen. Ons gaan jou toets, en dan van daar af begin jou herstel. Jy gaan nie Dinsdag opstaan nie. Ons gaan afhang hoe goed dit gaan, of ons Woensdag of Donderdag gaan opstaan. Maar dit sal ons teen Woensdagoggend besluit. Ek dink is belangrik om net deur die eerste te weet wat om die eerste aan te verwag. Onthou asseblief vir my dat ons eet altyd iets net voor ons met ons vas begin. Dit maak seker dat jou bloedsuiker stabiel bly deur die operasie. Ek hoop jy het 'n lekker dag, en ek sien uit om jou te sien.